Goeiemôre papa. Hallo my kind. Goeiemôre luisteraars. Welkom by nog 'n episode. Vandag gaan ons praat oor of ons as gelowiges maar 'n ou knertsie mag vat of nie. Hey, die moeilikste vraag wat daar op aarde is. Hier is 'n vraag wat 'n man in die moeilikheid kan bring by 'n kerk. Want daar is kerke en daar is kerke en elke kerk het sy eie leerstellings omtrent drank. En jong, party gelowiges dink die kant toe en ander gelowiges dink daai kant toe. Nou gaan ons kyk wat die Bybel vir ons sê. Ja, dis die veiligste. Ons doen net wat die Bybel vir ons sê. Ons sit nie leerstellings in nie. Ja. Want dan gaan jy die kant toe of daai kant toe een of ander iemand ongelukkig maak. Kyk, my antwoord gaan in elk geval een of ander iemand ongelukkig maak aan een van die kante. Dit maak nie saak watter kant toe jy antwoord nie. Jy gaan een of ander kant hê. En nou ja, kom ons stel dit so. Ons wil nie pleasers wees nie. Ja. Ons gaan net die waarheid praat wat die Bybel sê, nie wat my kerk se leerstelling of die volgende kerk se leerstellings is nie. Dit is nie vir my relevant hier nie. Alhoewel, ek moet vir jou een ding sê, onthou dit. As jy in Rome is, praat jy, doen jy soos die Romeine, né? Dis mos wat die spreekwoord sê. Ja. Ja, in Rome maak jy soos die Romeine en in Griekeland praat jy Grieks. Met ander woorde, as jy in die een of ander kerk is, wat teen dit is, of vir dit is, en jy stem nie saam met daai kerk nie, gaan na 'n ander kerk toe, of, beter, gehoorsaam die reëls en regulasies en die leerstellings van jou kerk. So as jou kerk nie daarvan hou nie, moet nou nie moedswillig wees nie, okay? Jy is in daardie kerk, jy onderskryf hulle reëls en regulasies. Dis baie belangrik, dat ek dit vir jou van die begin af sê. Ja. Goed, kom ons gaan eers en ons vat hierdie ding van die punt af, wat sê die Bybel van dronkenskap? Ja. Want ek meen as 'n man drink, party ouens hou daarvan om die proppie stikkend te trap, plat te trap. Hulle sê nie van net brandewyn uit die brekke nie. Daai ding, nee. Goed. So ons gaan eers kyk na dronkenskap. Ek wil dit so vir jou stel. Moenie dronk word nie. Want dronk word lei tot sonde. Die Bybel spreek hom baie sterk uit oor dronk word. Ek wil hê jy moet vir my gaan na Efesiërs 5 vers 18 eerste. Moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Ja, sê, moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid. En daar is baie ander dinge wat jy kan blasfemie pleeg. Jy kan godslasterlik praat, kwaad wees vir God. En nou gaan sit jy en jy drink jou sorge en jou verdriet weg en dan is jy dronk en dan praat jy onsinnige dinge voor God. Ja. Wat ook 'n sonde gaan wees. Ja. Right. So wees eerder onder die invloed van die Heilige Gees. Wat sê hy daar? Lees dit net weer vir ons. Moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Right. So wat hy eintlik vir jou daar probeer sê. Nou, wees eerder onder die invloed van die Heilige Gees as onder die invloed van alkohol. Ja. Right. Want die tong raak 'n bietjie los onder die invloed van alkohol. En wanneer jy met iemand praat liewer onder die invloed van die Heilige Gees met daardie persoon as om met daardie persoon te praat onder die invloed van drank. Want ek dink nie daar kom altyd goeie dinge uit as 'n man dronk is nie. Jeremia 23:9. Wat die profeet betref, my hart is gebreek in my binneste, my hele gebeente sidder. Ek is soos 'n dronk man en soos 'n man wat deur die wyn oorweldig is, vanweë die Here en sy heilige woorde. Okay, dis die profeet Jeremia. Hy sê wat homself aan betref, hy is soos 'n dronk man, né? Maar nie van drank nie. Van wat? Die Gees. Die Gees in die woord van die Here. So,
In daardie sin, wees eerder onder die invloed van die Heilige Gees as onder die invloed van drank. Gaan vir my na Romeine 13:13 toe. Laat ons welgevoeglik wandel, soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap nie, in ontug en ongebondenheid, nie in twis en nydigheid nie. So, nie in dronkenskap nie. Ons moenie so wandel nie, né? Soos iemand wat in die dag is, Ja. in die lig is, né? Wandel in die lig, want in die lig, né? Die lig, ek meen, die lig wys alles en is alles oop en skoon. Ja, en almal reg. kan sien. Ja, right. Ek wil so sê, dronkenskap is iets duisternis. Wat in die nag gewoonlik opgebeur. Ja, wat in die nag gebeur, hy sê dit daarso. Ja. 1 Tessalonisense 5 vers 7 tot 8. Want die wat slaap, slaap in die nag, en die wat dronk word, is in die nag dronk. Jy sien? Maar laat ons, wat van die dag is, nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop van op die saligheid. So, ons moet nugter wees. Ja. Right? Ons moenie dronk wees nie. So die Bybel is baie ernstig oor dronkenskap, né? Ja. Right. 1 Korintiërs 5 vers 11. Maar nou skryf ek aan julle nie om te gaan met iemand wat, al staan hy as 'n broeder bekend, 'n oorreder is, of 'n gierigaard, of 'n afgodsdienaar, of 'n kwaadspreker, of 'n dronkaard, of 'n rower nie. Met so iemand moet julle selfs nie eers saam eet nie. Hoor jy wat sê hy? Baie Hy sê, ernstig. Baie ernstig. Hy sê, moenie omgaan nie. Moenie eers saam met so 'n persoon eet nie. Wat dronk is nie. 'n dronkaard. 'n Dronkaard is een van die wat hy daar genoem het, né? Ja. Right. So, moenie as 'n gelowige omgaan met iemand wat dronk is nie. Hy kan jou verlei, né? En jy kan opeindig deur dieselfde sondes as hy te pleeg. Ja. Ja. Sag, moet iemand nog net een shot, jy kan ook maar saam met my 'n shotjie vat, man. En net dan is julle al twee lekker. Jy verstaan? Ja. Ja. En dan kyk daai mooi meisies. Kom ons gaan vir hulle. Hulle lyk bietjie mooier nou dat ons 'n paar drankies in het. Jy's 'n boos aan mensie, jy. Okay, gaan vir my na 1 Korintiërs 6 vers 10. Moenie dwaal nie. Geen oorreders of afgodsdienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaard of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. Wow. Eina. So hy sê in een plek sê hy vir jou moenie met hulle meng nie en dan sê hy vir die volgende sê hy vir jou sulke mense gaan nie eers Hemel toe nie. hemel toe nie, né? Lees vir my Galasiërs 5 vers 19 tot 21. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Sien? Hy herhaal dit op 'n heel ander plek, né? In 1 Korintiërs 6 vers 10 en ons het dit net gelees in 5 vers 11, né? Ja. Alright. So met ander woorde, wat sê hy vir ons daarso? Hy sê vir ons dat sulke mense gaan die hemel toe nie, maar hy stel dronkenskap in dieselfde lig. Ja. Ernstige lig as al daai ander dinge wat jy daar gelees het. Ja. So ons kyk dan byvoorbeeld na daai ernstige dinge soos oorreerdery en dan dink ons dis verskriklik, maar dronkenskap volgens die Bybel is onder dieselfde kamp. is onder dieselfde kam geskeer, né? Lees vir my Galasiërs 5 vers 19 tot 21. Ek dink ek het dit nou net gelees.
Het jy 1 Korintiërs 6 vers 10 en in Ja, Galasiërs? ja. Dit is die twee plekke waar dit basies dieselfde sê. Ouderdom het nie brieken nie, né? Ja. Soos brandewyn. So, dronkaard sal nie die koninkryk van God beerwe nie, né? Dit is nie die moeite werd om die ewigheid saam met God, né, te verloon, op te gee, om geskei te wees van God vir 'n ewigheid, vir tydelike plesier. vir 'n aandse dronkenskap nie. Is dit die moeite werd? Nee. Nee, is nie moeite werd nie. Nee, glad nie. Nee. Dan in daai sin, wat weeg die swaarste? Die bottel Rikilo of 'n ewigheid saam met God? Ja. Nee. Dis iets om aan te dink. Goed, so ons het nou bepaal, né, dat dronkenskap baie ernstig opgeneem word in die Bybel. Ja. Right. Maar verder moet ons ook ander mense in ag neem. Ja. Dis baie belangrik dat ons ander mense in ag neem in ons lewens. Right? Romeine 14 vers 20 tot 23. Moenie ter wille van voedsel die werk van God afbreek nie. Alles is wel rein, maar dit is verkeerd vir 'n mens om te eet as dit tot aanstoot is. Hou net daarso. Alles is wel rein, Ja. maar dit is verkeerd om te eet en jy sluit drank ook daarin Ja. wanneer dit ander mense aanstoot, né? Gaan aan. Dit is goed om geen vleis te eet of wyn te drink of iets te doen waardeur jou broeder aanstoot neem of struikel of waarin hy swak is nie. Het jy geloof? Behou dit vir jouself voor die aangesig van God. Gelukkig is hy wat homself nie oordeel in wat hy vir geoorloof ag nie. Maar hy wat twyfel as hy eet, is veroordeel, omdat dit nie uit die geloof is nie. En alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. Dis groot. So nommer 1 sê hy, moenie iets doen wat 'n ou wat swak is. Dit sluit drank in. Dit sluit, man, moenie varkvleis eet vir iemand wat geloof nie varkvleis. Verstaan jy? En dieselfde met drank. Moenie drank drink vir iemand wat se geloof dit is om nie drank te drink nie. Nommer 1 en nommer 2 vir iemand wat swak is. Sê nou maar soos 'n alkoholist, Ja. né? Moenie. Hoekom wil jy dit doen? Dit is nie van God af as jy so is nie. Ja, jy lei hom verder in die versoeking. Ja, alles is my wel geoorloof. So ek kan, right, solank my gewete my nie aankla nie. Ja. Right? Dit is belangrik om dit te sê. Maar wanneer, dit moet ek vir jou sê, luister mooi. As die Heilige Gees dit op jou hart druk om nie te drink nie, Moenie drink nie. moenie drink nie. Want dan is dit ongehoorsaamheid. En ongehoorsaamheid is die sonde, né? Ja. Sonde is ongehoorsaamheid. Right? So moenie sê, ja, okay, maar ek kan maar 'n doppie drink, dit is nie verkeerd nie, maar dan een of ander tyd kom die Heilige Gees in jou lewe en hy sê vir jou, nee, ek wil nie hê jy moet meer drink nie. Right? Moet dan nie ongehoorsaam wees aan die opdrag van die Heilige Gees nie. Ja. En wanneer die Heilige Gees jou 'n opdrag gee en sê, moenie meer drink nie, moenie jou opdrag iemand anders se opdrag maak. Ja. En sê die Heilige Gees gesê, maar die Heilige Gees het met jou gepraat oor jou en jou sondes. Right? So moenie iets eet en drink wat ander mense aanstoot gee nie. Veral nie as hy daarmee sukkel nie. Ja. Right? 1 Korintiërs 8 tot 9. Maar die voedsel bring ons nie nader by God nie, want as ons eet, het ons geen oorvloed nie, en as ons nie eet nie, ly ons geen gebrek nie. Maar pas op dat hierdie vryheid van julle nie miskien 'n struikelblok word vir die wat swak is nie. Hoor mooi, die voedsel, dis kos en drank, het niks te doen met my verhouding met God nie. Nee, dit is om my liggaam te onderhou en so voort. Ja. Maar dit het wel te doen met ons verhouding met ander mense. Lees weer vir my daardie 2 verses. Maar die voedsel bring ons nie nader by God nie. Niks te doen met ons verhouding met God. Ja, want as ons eet, het ons geen oorvloed nie, en as ons nie eet nie, ly ons geen gebrek nie. Maar pas op dat hierdie vryheid van julle nie miskien 'n struikelblok word vir die wat swak is nie.
Ja. Want dan doen jy die werk van Satan. Right? Dan speel jy in die hande van Satan. Ja. Ja. Dit werk net nie. Dan Dit is jy basies die oorsaak dat iemand anders se sondag Presies. Of val. of val Ja, right. in geloof of wat ook al. Dan is dit beter dat 'n meelsteen om jou nek gesit word, né? Soos wat Jesus dit sê. Ja. 1 Korintiërs 10 vers 29 tot 32. Ek bedoel die gewete, nie van jouself nie, maar van die ander. Want waarom word my vryheid geoordeel deur 'n ander se gewete? As ek iets met danksegging geniet, waarom word ek belaster oor iets waarvoor ek dank? Of julle dan eet of drink of enigiets doen alles tot verheerliking van God. Wees geen oorsaak van struikeling vir Jode of Grieke of vir die gemeente van God nie. Wat sê hy vir jou daar? Hy sê, hoekom moet ek nou geoordeel word deur 'n ander ou se swakheid in die dinge? As ek eet en drink, dis tussen my en God, en as ek dankie sê daarvoor, dan is dit tot eer en verheerliking van God. Dis wat hy daar sê. Ja. Maar dan sê hy die laaste deel, dan sê hy, maar moenie Wees geen oorsaak van struikeling vir Jode of Grieke of vir die gemeente van God nie. So met ander woorde, wat het ons nou hier geleer? Ons het nou geleer, né? In die eerste plek, dronkenskap is 'n lelike ding. Ja. Tweedens het ons geleer, né, dat kos en drank het niks te doen met my verhouding met God nie, Ja. maar wel met my verhouding met ander mense, en ek moet daarop let dat ek nie ander mense, né, in die verderf inlei deur my onbesonde optrede voor hulle nie. Ja. Dit is maar net so, né? Ons moet dink aan Ons moet uitkyk na 'n ander. Ja, Jy moet 'n ander lief hê soos jouself. ja. So jy sal nie graag wil hê iemand anders moet iets doen wat jou gaan versoek en daai goeders heeltemal iets anders en nie, hoekom wil jy dit nou doen? Ja. Right. So ek het nou daai twee aspekte so 'n bietjie geraan vir jou. Ja. Goed, maar wat sê die Bybel nou werklik van drank? Ja. Kan ek drank gebruik, Ja. né? Mag ons maar. Mag ons maar. Nummer 6. Ek wil hê jy moet vers 3 vir my lees. Nou wat hier gebeur is, dit is nummer 6, dit gaan oor die Nasareer gelofte. Right? So nommer in vers 3 en verder gaan hy nou vir jou alles van die druiwesap en druiwepit, jy kan niks van druiwe gebruik nie. Dis nummer 6 vers 3 en dan wil ek hê jy moet vers 20 vir my lees. Nadat hy nou al die reinigingsrituele klaar, hy het nou sy dae as Nasareer gelewe. Sy tyd is nou om, nou gaan hy na die priester toe, daar word 'n hele klomp rituele wat ons nie nou gaan ingaan nie. Ja. Gedoen en daai goeders en dan is hy nou vry. En nou wil ek hê jy moet vir my daar lees, maar veral die laaste sinnetjie van daai vers 20. Goed. En nummer 6 vers 3 en vers 20. Nummer 6 vers 3 sê, moet hy hom van wyn en sterk drank onthou. Wynasyn en asyn van sterk drank mag hy nie drink nie. Ja, geen druiwesap mag hy drink nie en geen vars of gedroogde druiwe eet nie. OK, so. Wanneer hy nou die Nasareer gelofte, mag hy glad nie wyn nie, glad nie sterk drank nie, niks. Enigiets van druiwe. Ja, enigiets van druiwe. So brandewyn is verbrande wyn, né? Dis wyn wat so 'n bietjie verbrand is deur 'n stookketel. Verbrande wyn. Goed, geen sterk drankie, geen wyn nie. Hy mag niks van daai goeders drink nie, want hy is onder die Nasareer gelofte. Nou is hy klaar met die Nasareer gelofte, right? Die rituele wat gedoen moet word deur die priester word nou met hom gedoen, vers 20. Vers 20 sê, en die priester moet dit beweeg as beweegoffer voor die aangesig van die Here. Dit is iets heiligs vir die priester, saam met die bors van die beweegoffer en die bout van die hefoffer. En daarna mag die Nasareer wyn drink. So, en daarna mag die Nasareer wyn drink. En dit is wyn, né? Dis nie druiwesap nie. Ja, Right. Jy moet die oorspronklike taal gaan lees. Dit is wyn, wyn, wyn. Dit is nie druiwesap nie. Nou waarom sal God sê hy mag wyn drink as 'n mens glad nie wyn mag drink nie? ja, Right? Maar ons het al klaar geleer in die begin dronk word. ja, Dronk word is 'n sonde. En uit dronk word ontstaan baie ander sondes. ja, So mag jy die wyntjie drink, sê hy hierso? ja, Ja.
maar nie te veel nie. Nee, perke, né? Daar's altyd perke. Right. Goed. Sterk drank hierso is in die Hebreëus is shaykar. Ek kan nie die woorde so lekker uitspreek in amper seker Russies nie. Hebreëus nie. En dan druiwesap is mishkav. Right. Dis is nie druiwesap nie. Sterk drank en wyn wat hiervan gepraat word. Goed. So met ander woorde, alhoewel dit onder sekere omstandighede verbied word, soos byvoorbeeld die Nasareërsgelofte, en daar is, ek het dit nou nie by my nie, wanneer die priester gaan diens doen, mag hy ook nie wyn drink nie, maar wanneer hy gaan diens doen, mag hy nie wyn drink nie. Hoekom sal daar gesê word, wanneer hy diens doen, mag hy nie wyn drink nie, as hy glad nie wyn mag drink nie. Verstaan? Alhoewel hy onder sekere omstandighede dit verbied word dit nie algeheel verbied nie. Want jy het self dit gelees, daarna mag hy sy wyn drink. Right. Okay. Deuteronomium 14 vers 26. Dan moet jy die geld gee vir alles wat jou siel begeer, vir beeste en kleinvee en wyn en sterk drank en vir alles wat jou siel van begeer, en jy moet daar eet voor die aangesig van die Here jou God en vrolik wees, jy en jou huis. Okay, waaroor dit hier gaan is wanneer jy te ver bly van die tempel af of die tabernakel af en jy kan nou nie jou tiende van beeste en jou eerste Beste gee. jou beste gee, want dit is ver om so toe te gaan. Dan is die opdrag verkoop alles. Sit dit in 'n sakkie en dan gaan jy na die plek van aanbidding toe en dan koop jy daar. Wat koop jy daar? Alles. Alles wat jou siel begeer. Ja. Dan moet jy die geld gee vir alles wat jou siel begeer, vir beeste en kleinvee en wyn en sterk drank en vir alles wat jou siel van jou begeer, en jy moet daar eet voor die aangesig van die Here jou God en vrolik wees, jy en jou huis. Ja. So met ander woorde, en dan vat jy die geld, dan gaan koop jy vir jou daar jou bloubil steak en jou sak mieliemeel en jou potjie sout en jou biertjie en sterk drank en jou wyn en daai goeders, en dan moet jy vrolik wees voor jou God. Ja. Right. Sê dit vir jou alles. Ja. Right. Goed. Ek wil hê jy moet vir my gaan na Kolossense 2 vers 16 en dan vers 20 tot 23. Kolossense 2 vers 16 sê: Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of nuwe maan of Sabbat nie. Vers 20 tot 23. As julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle asof julle nog in die wêreld lewe, onderworpe aan insettinge, soos raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. Almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan, volgens die gebooie en leringe van mense, wat alhoewel dit 'n skyn van wysheid het, in eie sinnige godsdiens en nederigheid en in gestrengheid teen die liggaam geen waarde het nie, maar strek tot versadiging van die vlees. Right. Wat sê hy daarso? Hy sê, moenie dat iemand vir jou voorskryf die of daai. Mag nie dit aanraak nie, mag nie dit drink nie, mag nie dit eet nie, mag nie dit weet, daar's mense wat sê, dit is soos varkvleis. Daar's mense wat sê, mag nie varkvleis eet nie. Né? Ja. Jy verstaan? Maar ek wil nou stout wees en ek wil vir jou sê, in die Bybelse tyd sou jy reiner gewees het om 'n wyntjie te drink as om varkvleis te eet. Ja. Ja. En tog, terwyl ons stuk varkvleis eet, moan ons oor die ou wat wyn drink. Ja. Ek wil stel dat die ou wat varkvleis eet, eintlik in die Bybelse tyd, meer onrein was as die ou wat die wyn gedrink het. Ne? Ja. Ja? As jy so daaraan dink, ja. Nee, verstaan jy? En dan sê hy vir jou, raak nie, smaak nie, moenie aan daai, wat sê hy, dit het 'n skyn, né? Van waarheid. 'n skyn van heiligheid, né? Maar dit is lees daai stuk van dit is 'n skyn van heiligheid.
Okay, vers 22. Almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan, volgens die gebooie en leringe van mense, wat alhoewel dit 'n skyn van wysheid het, in eiesinnige godsdiens en nederigheid en in gestrengheid teen die liggaam geen waarde het nie, maar strek tot versadiging van die vlees. Dis alwaaroor dit gaan. Kos en drank gaan oor die versadiging van die vlees. Ons het dit net nou al gelees en dus dit het niks te doen met my verhouding met God nie. Ja. Right. En hy sê, moenie dat ander mense vir jou sê, dit maak jou heilig, of dit maak jou onrein, of dit maak jou rein, of dit maak jou onheilig nie. Ja, maar moet dit tog nog steeds die voor hulle gebruik, as jy die geleentheid sou kry. Ja, dit gaan nie, dit gaan nie oor skynheiligheid nie. Ja. Dit gaan oor respek vir 'n ander mens in sy geloof en in sy swakheid. Ja. Right? Goed, dis waaroor dit daar gaan. Goed, Titus 1 vers 15. Alle dinge is rein vir die reines, vir die besoedeles en ongelowiges egter is niks rein nie, maar hulle verstand sowel as hulle gewete is besoedel. Alle dinge is rein. Hoekom is dit rein? Ons het net nou al gelees van met danksegging. Hoekom moet 'n ander ou se gewete my aankla as ek met danksegging dit doen? Right? Alles is rein. Right? Jy kan varkvleis eet. Right? En jy kan die wyntjie drink. Right? Verantwoordelik natuurlik. Ja. Goed. Maar ek moet nog steeds respek hê vir 'n ander ou wat dit nie verstaan en nie doen nie, of in sy geloofsoortuiging dit nie doen nie. Ja. Right? Goed. En dan, soos ek net nou gesê het, as dit so is in jou kerk in Rome, maak jy soos die Romeine en in Griekeland praat jy Grieks. Doen wat jou kerk vir jou sê. Moenie halstarrig raak hierson nie. En dan moet jy ook 'n ander ding weet, alhoewel, en ek het dit vir jou gesê al, alhoewel die Heilige Gees, alhoewel die Bybel vir jou sê dat dit nie 'n sonde is om wyn te drink, dit is 'n sonde om dronk te word, as die Heilige Gees vir jou in jou hart druk, dit op jou hart druk, hoorie, ek wil hê jy moet ophou, hou dan op, né? Ja. Right, goed. So, lees vir my nog 1 Timoteus 4 vers 4. Want alles wat deur God geskape is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie. Nou, dan kom die danksegging weer in. Right. Goed. So, in die Christelike geloof is ek vry om enigiets te eet en te drink. Ja. Né? Verstaan jy? Maar ek wil gou jou hê jy moet vir my gaan na 1 Korintiërs 6 vers 12 toe. Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Daar sê. En as jy dronk word, wat gebeur? Nee, jy buig dit nie vir hom, né? Ja. Ja, Bacchus is baas. Bacchus is baas. So alhoewel ek daardie vryheid wat ons nou net bespreek het, né, mag ek steeds nie toelaat dat iets oor my heers nie. Dat iets my verslaaf nie. Ja. Right? En dit is ook die versie wat ek asseblief wil hê jy moet aanhaal as jy vir iemand wil sê jy moet ophou rook. Moenie vir hom sê jy laat die Heilige Gees saam met jou rook nie. Nee, dis godslastering. Is die Heilige Gees so swak dat ek hom kan dwing om saam met my te rook? Glad nie. Nee, want as hy so swak is, hoe kan hy die Heilige Gees wees? Ja. Verstaan? Gebruik dan die versie wat Paulus sê, ek sal my nie laat verslaaf nie. Right. So, alhoewel ek die vryheid het, né, het ek nog steeds verantwoordelikheid wanneer dit kom by die gebruik van drank. Right? Ja. Common sense, né? Common sense. Jesus het self wyn gemaak. Hy het water in wyn verander. Ja. En dit was regte, egte wyn. Right? Lees gou vir ons daarso, Johannes 2 vers 7 tot 10. Jesus sê vir hulle, maak die kanne vol water, en hulle het al tot bo toe vol gemaak. En hy sê aan hulle, skep nou uit en bring dit vir die hoofdienaar, en hulle het dit gebring. En toe die hoofdienaar die water proe wat wyn geword het hy nie geweet waarvandaan dit was nie, maar die dienaars wat die water geskep het geweet. Roep die hoofdienaar die bruidegom en sê vir hom, elke mens sit eers die goeie wyn op, en wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegte, maar u het die goeie wyn tot nou toe bewaar. Dis nie druiwesap nie. Hy sê ook daarso,
Ja, okay, ons het die goeie wyn eers op, en dan die slegte wyn. Proe maar nie is wel lekker as hy 'n paar doppe in het nie. Maar hier die goeie wyn vir laaste gaan. As ek dit nou so kan stel. Ja. Verstaan? En Jesus het wyn gemaak, nie druiwesap soos wat mense beweer nie. Jy moet die Grieks gaan lees. Wat is die woord? Methusos, waarvan ons die woord methylated afgelei het. Wat beteken, hy het so 'n bietjie gefermenteer, né? Ja. Hy het 'n bietjie gelê. Hy het 'n bietjie gelê. Hy het geborrel. Hy het 'n bietjie 'n skop in hom gekry. Ja. Right. Dis regte egte wyn gewees wat Jesus gemaak het. Right? Okay. Ek wil hê jy moet vir my na 1 Timoteus 5 vers 23 toe gaan. Moenie langer water alleen drink nie, maar gebruik 'n bietjie wyn terwille van jou maag en jou herhaalde ongesteldhede. Nou ja. Hoekom sal Paulus nou vir Timoteus sê, moenie net water drink nie, drink 'n bietjie wyn vir daai maagprobleem wat jy het. As wyn glad nie gedrink mag word nie. Ja. Né? Verstaan jy wat ek vir jou sê? Ja. En nou wil ek hê jy met die getuienis van Jesus oor hom en Johannes vir my aanhaal in Lukas 7 vers 33, 34. Jesus praat hier oor Johannes en oor homself. Want Johannes die Doper het gekom en het nie brood geëet of wyn gedrink nie. En julle sê, hy het 'n duiwel. Die seun van die mens het gekom en hy eet en drink en julle sê, daar is 'n mens wat 'n vraat en 'n wynsuiper is, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Hoekom sal hulle hom 'n wynsuiper noem as hy ouros gedrink het? Ja. Né? Hy het nie druiwesap gedrink nie. Nou ek wil dit vir jou reguit stel dat Jesus nie dronk geword het nie. Ja. Hy het nie drank misbruik nie. Hy het sy wyntjie gedrink, maar nou soos enige iemand nou hier weet, as jy die pastoor of die dominee sien daar met sy huweliksherdenking in die Spur en hy en sy vrou het 'n glasie wyn om dit te seëvier, gaan baie mense sê hy's 'n wynsuiper, maar hy het nie gesuip nie. Ja. Hy het 'n wyntjie saam met sy vrou op hulle huweliksherdenking gedrink. Net so het Jesus so nou en dan sy wyntjie gedrink wat hy gemaak het ook, né? Ja. Right? Maar hy was nooit dronk, hy het nooit sonde gepleeg nie. Jesus het nie sonde gepleeg nie. Ja. Right? Goed. So as hy dan wyn gedrink het, het hy nie sonde gepleeg nie. Dronk word is 'n sonde. Ja. Hulle het hom 'n wynsuiper genoem want hy het nie ouros gedrink nie. Verstaan dit baie mooi. Right? Al die kindertjies van Jesus is nie poppos nie. Nee man. Right. So wat is ons slot wat ons hier so het? Wat het ons deur al hierdie dinge wat ons nou dronk word is 'n sonde, né? Ja. Right. Jy moenie dronk word en daaruit kom ook baie ander sondes. Ja. Nommer 2, ons moet respek hê vir ander mense en hulle geloofsoortuigings of hulle swakhede. Ja. Right? En nommer 3, alhoewel die Bybel vir my toelaat om te drink, het ek 'n verantwoordelikheid. Ja. Nee, goed. So, volgens die Bybel mag ek wyn drink. Right? Maar ek mag nie dronk word nie. En ek mag nie 'n ander gelowige daardeur skade te laat ly nie. Right? Ja. Dis is belangrik. Hulle sê wenners weet wanneer om te stop. Ja. Ek dink partykeer haal Bacchus die wen uit En sporofiles. ja, sporofiles uit mense uit. So ek kan jou nie aanraai om te drink nie. Dis nie wat ek doen nie. En ek kan ook weer sê, ek sal vir jou sê, jy het 'n verhouding met God of jy hunker na 'n verhouding met God. Luister dan na die Heilige Gees in jou lewe. Right? Maar moenie laat mense vir jou kom sê, moenie, jy mag nie aanraak nie, moenie dit doen nie, moenie dat drink nie, lees die Bybel. Die Bybel sal vir jou mooi vertel wat mag en wat nie mag nie en wat lei tot sonde en wat lei nie tot sonde nie. Dit het baie keer 'n skyn van heiligheid, maar dit is nie noodwendig so heilig nie. Al die slim dinge wat mense uitdink nie. Ja. Weereens, as dit in jou kerk die geval is dat hulle verkies dat daar nie gedrink word nie, luister na die leerstelling en gehoorsaam jou kerk. In Rome
maak jy soos die Romeine en in Griekeland praat jy Grieks. Right. Ja. Okay, ek is klaar. Baie dankie pappa, ek dink dit was 'n goeie antwoord. Ek weet 'n paar gaan my skop. maar ek het net gesê wat in die Bybel staan. Dis alright, hulle moet nou maar hulle Bybel gaan lees, dis nou maar wat die Bybel sê. Dis nou nie ons eie aantuigings nie. So ja, daarmee wil ek net sê, as julle enige verdere vrae het, of enige nuwe vrae het oor geloof, of oor enigiets waar julle wonder oor die Bybel, of oor enigiets in jou geloof of iets, asseblief stuur vir ons. Ons wil dit graag antwoord uit die Bybel uit, soos ons nou net ook het. En ja, ek wil ook vra dat julle ons asseblief sal ondersteun as julle van hierdie video's hou. Asseblief like, subscribe, share, al daai lekker dinge. Asseblief, dit sal ons baie help en baie beteken vir ons ook. En ja, dan dink ek tot 'n volgende keer sê ons. Ek wil net sê, die vraag kan maar moeilik wees. Ek trek genoeg hare uit in die aand oor die vraag. Papa is nie van nie bless. Ek is nie van nie bless nie. Want ja, mense vra nog. Maar dit is belangrik dat mense Dis belangrik, ja. Dis Moeilike belangrik vrae mense- moet geantwoord word. En dit is die ding ook, as jy privaat wil vra, ja, asseblief maak kontak met ons en ja, ons gaan nou nie name noem wie die vraag vra of so iets nie. So want baie keer vra mense vra of hulle is bang om 'n vraag te vra want hulle skaam. Hy's bang hy klink stupid of Ja, daar is nie so iets soos 'n stupid vraag oor geloof nie. Almal groei daardeur en almal leer daardeur. Miskien het jy 'n vraag waaroor iemand anders ook wonder wat ook nie die vraag wil vra nie. So be bold and ask, please. ja. Ja. Okay, tot 'n volgende keer sê ons Maranatha.